Die Here groet jou met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. In Galasiërs 3 vers 10 tot 14 lees ons. Paulus sê, maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. So dit is die enigste rede hoekom ons hier bymekaar kan wees vanoggend, om die Here te ontmoet in die erediens. Omdat Jesus vir ons 'n vloek aan die kruis geword het. En ons omhels dit in die geloof, en ons bely dit en sê, Here, dit gaan net oor U, Here Jesus. Hy is die middelpunt. Maar vanoggend wil ons spesifiek stil staan by wat om as 'n waardige kind van God te leef. En ek gaan lees vir ons uit Matteus 10, verse 34 tot 39. So ek sê die tema is om 'n waardige kind van God te wees. Om werd te wees om aan Jesus te behoort, soos dit staan hier in ons skrifgedeelte. Matteus 10, ek lees uit die 83 vertaling vanaf vers 34. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Sit by ons hek. Kyk gou daar asseblief Rudolf of daar iemand wil inkom. Jy's maak oop. As iemand so angstig wil inkom, nee, moet ons hy wyd oop maak. Dis wonderlik. Yes. Goed. Alright, ek gaan dan verder lees. Lees weer vanaf vers 34. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Ek wil spesifiek kyk na vers 38. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Ja, in die week praat ek met my broer, my een broer, en die sê vir my, ons is eintlik nogal deur 'n moeilike tyd hier van 2018, begin 2018 tot hier 2026 met 'n klomp geliefdes, familielede wat afgesterf het. My pa is 2018 vroeg, het ons hom begrawe, daarna is my skoonma oorlede, daarna my oudste broer Walter, toe my tweede oudste broer Chris, en toe my ma, en toe my suster Ella, en dan was ook nog 'n klompie begrafnisse in die gemeente ook. Geliefdes in die gemeente. En ons dink ook dan aan Donderdag, Christian, 'n broer in Christus, ja, wat eintlik net soos, dit is soos 'n broer, en wat ons so mis, en bly mis, en ja, dit is swaar, en dan kom die vraag op, en ek was nou al 'n paar keer by mense wat redelik naby aan die einde is, en wat se vrede, wat se troos kan jy bring? Hoe kan jy weet dat jy 'n waardige kind van God is, wat die ewige lewe gaan beerwe?
Net daai vraag kom op, as jy dink aan die dood van 'n geliefde. Hoe kan ek sekerheid hê vir kindskap? As jy nie sy lesse getuienis laas Sondag gehoor het nie, kyk dit asseblief, dit is op YouTube en so, daai wonderlike getuienis, die manier hoe Christian, hoe die Here hom kom haal het. Die Here het hom regtig kom haal. En wat 'n troos. Maar ons moet dink, ja, hoe kan ek 'n waardige kind van die Here wees, die kant van die graf? Want dis waaroor dit gaan. Gaan nie oor ons nie, gaan oor hom. Jesus het ook gesê, en hierdie klink nou bietjie baie half dalk ongereformeerd, nê? Dit klink nou amper of ek wil praat oor dade, maar dit gaan nie so seer oor werke nie. Ons redding is nie ons werke, dit gaan oor 'n gesindheid. Wat is die regte gesindheid in 'n kind van die Here se hart om 'n waardige kind van hom te wees? Jesus het op 'n stadium gesê, bergpredikasie, Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ja, wat maak my waardig om 'n kind van God te wees, né? Soos wat Jesus sê hier ook in vers 38, die tweede deel, is nie werd om aan my te behoort nie. Wat maak ons werd om aan Jesus te behoort? En natuurlik die eerste ding wat mense sal sê is, né, is jy moet 'n Christen wees. En as ons dink aan ons land, ek sien ook die statistieke in die week, ons land is, ek dink word meer as 80% van mense identifiseer hulle as Christene. Maar mens sien nie eintlik veel vrug van daai Christenskap nie. So ons sê, jy moet 'n Christen wees, om 'n ware kind van die Here te wees. Maar ongelukkig, nê, wat bedoel ons onder Christenskap, om 'n Christen te wees? Ons baie keer wat die kerk wat ons daarvan gemaak, ek veralgemeen, ek verwys nie na iemand spesifiek nie, maar ons sê om 'n Christen te wees is iemand wat verstandelik instem tot 'n sekere Christelike leerstellings. Dis meer 'n verstandelike daad. Ek stem in oor hierdie Christelike grondbeginsels, hierdie waardes. En wat ons dan saamvat met, nê, sê gewoonlik, jy's 'n sondaar wat hel toe gaan. Die tweede punt is, nê, God het jou lief en daarvoor het Jesus aan die kruis gesterf om vir jou sondes te betaal aan die kruis. En as jy in hom glo, die derde punt, as jy in hom glo, nê, dan kan jy hemel toe gaan. Dis wat ons min of meer sê, waaroor dit gaan, as ek dit kortliks saamvat. En nou, dit is waar, nê? Dit is Bybels. Dis nie dat ek daaroor stry nie, nê? Dit is waar, dit is Bybels. Maar ek dink dit skiet bietjie ver te kort aan sekere waarhede. Daar's ander dinge ook om die volle evangelie te verkondig. As net daai 3 punte, sondaar hel toe gaan, Jesus het vir jou sonde sterf, ek moet net glo. Daar kort nog kernwaarhede wat ons moet byvoeg. En jy weet, mens kan baie keer, kan jy die waarheid so vertel, dat jy eintlik 'n leuen vertel. En ek is nou baie versigtig om hierdie voorbeeld te gebruik. Maar jy het gesien, as 'n man by sy vrou in die moeilikheid is, omdat hy so laat gekom het by die huis. Hoe kan hy die waarheid praat, maar eintlik 'n leuen oordra? Sê byvoorbeeld, my baas het gesê, ons moet na werk gou 'n bietjie drankie gaan drink, om ons sukses te vier. Ons het daar gaan kuier, en toe het een van my kollegas my sleutel weggesteek, sodat ek nie kan huis toe ry nie, en dis hoekom ek nou so laat is. Maar wat hy dan gerieflikheidshalwe uitlos om te sê, maar hy het eers sy kollega se sleutel weggesteek, sodat sy kollega nie kon ry na huis toe gaan nie. En toe die kollega sy sleutel. Verstaan jy, so, jy praat die waarheid, maar wat is die gesindheid, wat was dit eintlik gewees? Jy dra eintlik 'n leuen oor. Nou ek wil sê, pas op net, dat ons nie sekere waarhede uitlos en die evangelie eintlik net 'n goedkoop verstandelike ding maak. Nee? En sê, alles is alright, great, almal gaan hemel toe. Kan nie uitgaan, ek kan gaan lewe soos ek wil, omdat ek glo in Jesus, ek gaan hemel toe. Is dit die waarheid?
Ja, dis baie keer nie die volle prentjie nie. Dit gaan baie keer vir mense en kerkmense oor wat is die minimum vereiste dat ek in die hemel kan kom. Wat is die minimum vereiste? Nou nie meer vir my vertel nie, wat kan dat ek net sekerheid het. Ek onthou toe ek nou op skool was nog en daar Brits het 'n vriendin van my ma, ek kan dit so onthou van die tannie. Sy het gesê as ek eendag tog net op 'n piesangskil in die hemel kan ingly, dan is ek alright, Is dit net om so met 'n piesangskil in die hemel in te gly? Daai minimum vereistes. Is dit waaroor dit gaan? Is dit die evangelie? Te kyk, wat is die minimum wat ek moet doen om in die hemel te kom? Is dit die gesindheid? Dis die probleem. Ons praat in die kerk baie van vergifnis van sondes, en dis belangrik, sondes is 'n groot probleem, En ons moet baie praat oor die vergifnis van sondes. Daar word uitgesê sondes beteken om die doel te mis, om die merk te mis. Nou wat is die merk? Is die merk om alles te doen wat Jesus sê om perfek te wees? Is die merk net om 'n klomp leerstellings te beamoen, sê ja, vra vir hierdie lê-belydenis van geloof af en dan sê jy net ja, is dit die doel? Wat is die doel? Is die doel om net die minimum vereistes na te kom om 'n kind van die Here te wees? Dit is wat is dit? Ek dink Jesus sê vir ons hier in ons fokusvers, gee hy vir ons 'n bietjie riglyne oor wat is die doel? Om 'n waardige kind van die Here te wees, om ver te wees om aan Jesus te behoort. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Hy sê hierdie, as mens die hele konteks nou gaan kyk, sê hy dit aan die begin van die hoofstuk, is waar hy sy disippels, 12 disippels uitstuur. En dan waarsku hy vir hulle as hy hulle uitstuur, Hy waarsku hulle dat hulle ook dit gaan nie maklik wees as jy uitgaan, en soos nou om Saterdag ook weer uit te gaan. Dit gaan nie maklik wees nie. Jy kan teenstand verwag. Mense kan jou teenstaan. En daar's 'n prys baie keer om te betaal. Ek moet sê in ons land het ons nog die voorreg, die prys is nie baie om te betaal om die evangelie te verkondig nie. Ons is nog vry om dit te doen. Maar gaan na die vervolgde lande toe, waar Christene vervolg word, hulle het 'n prys om te betaal. Hulle sal seker dink, hoekom gryp ons dit nie elke dag aan nie? Om te vertel nie. Daar waar ons uitgaan, ons moet aangryp. Ons is bevoorreg. Hy sê wat jou kan teenstaan is die regering kan jou teenstaan as jy van Jesus verkondig, Vers 18 en 19. Godsdienstige mense kan jou teenstaan. Vers 17. Jou familie kan jou teenstaan. Die dierbares, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, verse 34 tot 9. Jou dierbares, die naaste mense kan jou teenstaan, as jy kom en jy vertel van Jesus. Jy gaan uit, hulle kan jou teenstaan. Hulle kan sê jy dweep of wat ook al, Moenie heeltemal die Bybel om jou arm loop nie. Al sulke goedes kan jy bespot mee word. Kan jou teenstaan. Maar Jesus gee vir ons hierdie twee kenmerke om werklik 'n waardige kind van die Here te kan wees. Jy moet jou kruis opneem. Dis die eerste een. En dan moet jy Jesus volg, agter hom aangaan. Kruis opneem, is die eerste een. Nou die uitdrukking, die Griekse uitdrukking om kruis op te neem beteken jy moet 'n gesindheid hê wat ook lyding kan verduur omdat jy Jesus volg, Jou gesindheid moet ook wees ek is bereid om lyding te verduur, selfs tot in die dood. Soos wat ons hoor, daar's 'n wêreldwyd word Christene vervolg. En post-Christendom daar in Europa, hulle vervolg die Christene, die wat opstaan. So ons moet 'n gesindheid hê. Dit gaan nie vir sê nie jy soseer wat jy doen nie, gesindheid hê, ek sal my kruis opneem. Hoekom sal ek dit doen? Omdat Jesus sy kruis in my plek aan die kruis gesterf het. Dat hy al my sondes op hom geneem het. En daarvoor betaal dit aan die kruis. Hy maak my waardig dat ek sy kruis kan opneem en hom volg. Wat 'n voorreg om te mag ly vir Jesus, moet ons eintlik sê. As iemand jou bespot omdat jy praat van Jesus, Here, dis my eer. Dis my voorreg. Want U het die grootste prys betaal. U is die weg, waarheid en die lewe en ek kom net na U toe, Vader, slegs deur Jesus, want hy het 'n vloek geword aan die kruis wat ons gelees het in Galasiërs 3. Hy het alles gedoen.
ek het hierdie voorreg om ook vir hom te kan lei. Dis 'n voorreg eintlik. Kruis opneem. Nie van hoeveel gaan dit vir my vra, wat is die minimum nie? Nee, Here, ek is bereid. Want ek besef wat U deurgemaak het vir my om my U waardige kind te maak. Dit die lewe van die seun gekos om vir my sondes te betaal. Dankie, Here. So dit moet ons gesindheid wees, nee, ek is bereid ook om te kan lei, kruis opneem. Nie wat is my gerief nie. Die tweede kenmerk is, jy moet Jesus volg, deur 'n disipel te wees, wat sy lering en instruksies aanhang en sy saak bevorder. Jy is hier op aarde, nee, om God se koninkryk te laat kom. Dis hoekom ons leer bid het, en Here, laat U koninkryk kom. Hoekom nadat jy verlos is, hoekom die Here jou net sommer net weggevat nie? Hy wil sy koninkryk laat kom deur jou. Nee, jy moet sy volgeling wees, sy disipel. Wat sy lering, nee, verkondig, die evangelie verkondig, sy saak bevorder, dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan oor hoe jy die koninkryk ook bevorder by jou werk, by die skool, waar jy gaan. Ek het daai video ook net, en Christen is deel van daai skare geloofsgetuies van Hebreërs 12, nee, wat ons aanmoedig op ons reis, op ons wedloop. Hoe het hy ook God se koninkryk bevorder by die werk? Nee, waar mense aangemoedig het, nee, daai Simon, aangemoedig het, volle potensiaal te kan bereik. Jy is sout en lig vir die wêreld. Jy moet 'n verskil maak daar, waar ons beweeg. Hulle moet Jesus in jou sien. Jy moet 'n disipel wees. En hy stel ons in staat deur sy gees om dit te doen. Dis nie dat jy uit jou eie krag dit gaan doen nie, want voordat Jesus sy disipels uitstuur, sê hy in vers 1, Matteus 10 vers 1, hier is sy 12 disipels nader geroep en 'n mag gegee om bose geeste uit te dryf, om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Net dit is die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12. En ons is na Pinkster uitstorting van die Gees, so die Gees is in ons met sy gawes. Hy stel ons in staat om sy koninkryk te laat kom daar waar ons beweeg. Dis nie uit eie krag nie, dis deur sy krag. En ons gaan teenstand kry. Weet dit vir my, ek het 'n gesindheid, dis alright. Dis 'n eer vir my om vir Jesus te kan lei. En ek is sy disipel. Ek volg agter hom. Dit nou om disipelskap, net so dit gaan meer as net kom ons om 'n waardige kind van die Here te wees, nê, moet ek 'n disipel wees. Nee, ek moet 'n disipel wees. Nie 'n Christen soos wat ons dit gemaak het vandag baie keer in die kerk nie. Om net in te stem, nê, van dis wat ek glo, net verstandelik. Nie dat my lewe raak nie. Ek moet net dit glo, daai 3 punte. Disipelskap is meer as 'n hartsverandering. Die Here soek jou hart. Nie ons offer aan, hy soek jou hart. Jy weet, hulle sê dat die woord Christen word in die Bybel net 3 keer gebruik. Nogal in Handelinge en dan in Petrus se brief. 2 keer in Handelinge, maar die woord disipel word 269 keer in die Nuwe Testament gebruik. So ons moet meer bekend staan eintlik as disipels van Jesus as Christene. Nou, wat beteken die woord Christen letterlik? Dit beteken om 'n klein Christus te wees, nê? Dis nie verkeerd nie. Dit was eintlik 'n spotnaam, 'n bynaam wat die mense, die volgelinge van die weg, net as Jesus se volgelinge genoem het. Hulle het gespot en gesê julle is Christene, nê? Dit was 'n spotnaam, 'n bynaam gewees. En daai vroeë kerkvaders het dit 'n erenaam gemaak om te sê ek is bereid om toegewyd en te lei. Hulle kan my maar spot. Ek kan maar sê ek's 'n Christen. Ek kan my spot. So right, dit het eintlik 'n erenaam geword. Maar dis wat dit beteken, maar ons het nou gaan verander. En wat is nou eintlik net is nou maar net om dit saam te stem, hierdie sekere beginsels. Geloofsbeginsels. Dis eintlik om 'n Christen te wees, om 'n toegewyde volgelinge van Jesus te wees. En Jesus roep ons op
beklemtoon disippelskap. Die Bybel word disippelskap beklemtoon. 269 keer word die woord gebruik. En om disippelskap te verstaan, moet ons ook 'n bietjie kyk na die Joodse, in die Bybelse tyd, wat was die Joodse onderwysstelsel, net om so 'n bietjie disippelskap beter te verstaan. En van dit het ek nou gelees in die boek van Komer, né? Daar was so 3 vlakke waardeur jy gegaan het in die onderwysstelsel in die Bybelse tyd, die Joodse onderwysstelsel. Die eerste vlak van onderwys wat jy gekry het, is hier van 5 jaar af en kan vergelyk word met ons laerskole vandag. Die onderwys van die Joodse kinders het so by 5 jaar begin en dan hulle genoem die Bet Sefer, né, die huis van die boek. Almal gaan Bet Sefer toe van 5 jaar af. Die huis van die boek en dit is klaskamers wat aan die kant van die sinagoges gebou is en daar was 'n voltydse leermeester, né, of skriba wat die kinders dan deur die kurrikulum gevat het van Bet Sefer. En die kurrikulum was die Torah. Die Torah is die eerste 5 boeke van die Bybel. Julle weet watter boeke is dit? Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en dan Deuteronomium. Ons sukkel net om die boekname so na mekaar te kan sê nie. Hulle doel was om hier by 12 en 13 al die inhoud van daai 5 boeke te memoriseer. Nee? So 'n joetjie as hy hier by 12, 13 kom, moes hy alles gememoriseer het wat in Genesis en daai 5 boeke staan. Tot by Deuteronomium. Moet hy uit sy kop kan sê. As hulle dit nou klaar bereik het hier by 12 en 13, dan die meerderheid het na huis toe gegaan, né? En daar as jy deur jou pa geleer in 'n vakleerlingskap, né, om dalk nou 'n skrynwerker te word of 'n boer of 'n visserman of so, en dan gaan die meeste na huis toe na 12 en 13 jaar. Maar die bestes, die slimstes en wat die beste die Torah kan onthou, het gegaan na die volgende vlak van opleiding, né? En dit is die slimstes het na die Bet Midrash toe gaan. Dis die huis van lering wat strek van so 13 tot 17 jaar oud. Nou van 13 tot 17 moes hulle die hele Ou Testament gememoriseer het. Hulle het geleer het. Ek het nooit dit reg gekry nie. Maar nou ja, dit was die doel gewees. Dat die slimstes en die beste gaan Bet Midrash toe, die huis van lering, om die hele Ou Testament te memoriseer. Hoeveel verse kan ons aanhaal? En ek praat van myself ook, né? Ons moet 'n bietjie meer tyd maak, né? Die woord moet nie net hier wees, dit moet deel van jou hele wese word, né? Bet Midrash. Na 17 dan het ook die meeste weer huis toe gegaan, né, om hulle beroep te beoefen en om gesin mee te begin. Maar dan die beste van die beste het dan verder gegaan, né, om aansoek gedoen by 'n rabbi vir klerkskap of disippelskap. So die beste van die beste het dan 'n rabbi gesoek. En by hierdie rabbi toelating te kry om klerkskap onder hom te ondergaan of disippelskap. En dit was baie moeilik om in te kom by 'n rabbi, by 'n leermeester, né? Ten eerste jy moes 'n rabbi kry wie se juk jou aantrek. Die juk is sy leerlinge wat jou aantrek. En as jy hom gekry het, dan moet jy vir hom vra: kan ek jou groep van disippels, volgelinge, jou klerkskap, kan ek dit volg? En dan gaan hy jou eers ondervra. Ken jy die Torah? Kan jy dit goed opsê? Wat dink jy van die Nephilim van Genesis 6? Byvoorbeeld. Hoeveel keer bid jy per dag? Al seker goed, nee. Hy gaan eers jou 'n bietjie ondervra en kyk of jy goed genoeg is om aanvaar te word vir klerkskap, disippelskap, onder sy leiding. Kyk of jy ook self eendag 'n rabbi kan word, want dis die doel. En dan, as hy tevrede is met jou, dan sê hy, kom, volg my, wees my disipel. En dan van daai dag af, draai jou lewe om 3 doelwitte. As jy aanvaar is vir klerkskap of disippelskap van 'n rabbi. 3 doelwitte. Die eerste is om by hom te wees en te bly. Nee? En Jesus het maar dieselfde ook gedoen. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hulle hom kon uitstuur om te preek. So die doel was nie om
om 'n klas te hê van 8 tot 5 nie. Nee, dit is 24/7. 24/7. Nee, dis 'n lewenswyse. Jy's heeltyd by die rabbi. Jy slaap wanneer hy gaan slaap. Jy eet wanneer hy eet, jy eet aan sy tafel, nee. Jy sit en luister na sy leringe. Nee, jy stap saam met hom van dorpie na dorpie, jy gaan saam met hom. So dit is 'n voltydse ding. Jy kan nie werk en dit doen nie, jy's net voltyds by hom. Jy moes jou huis verlaat en al daai dinge. Net so, dis die eerste doel. Die tweede doel om 'n volgeling van 'n rabbi te wees is om te word soos jou rabbi. Jou begeerte is om absoluut hy te wees. En Jesus het ook gepraat daarvan. Hy sê 'n leerling is nie hoër as sy leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. So dis jou doelwit. Jy begin eintlik praat soos hy, net die manier hoe jy praat. Dis die stemtoon. Wat hy doen, doen jy ook. Dit is die doel, nê? Beeldspraak wat jy gebruik, nê? Daai tyd is baie beeldspraak, weet die stories, die gelykenisse wat gebruik word. Jy gebruik dit ook. Jy leef soos hy. Jy wil soos hy wees. Dis die tweede een. En dan die derde doelwit om 'n volgeling disipel van 'n rabbi te wees is, jy doen wat jou rabbi doen. Dis jou doel. Jy doen wat jou rabbi doen. Jou doel is om deur die rabbi opgelei te word om self ook 'n rabbi te word. So hy lei jou op dat jy ook 'n leermeester kan wees, dat jy ook ander volgelinge ook die pad kan wys wat hy vir jou gewys het. En as hy voel jy's gereed, dan sê hy, ek seën jou, gaan maak dan disippels. As hy voel jy's gereed nou, jy gaan ook self 'n rabbi kan wees, sê ek seën jou, gaan maak disippels. Dat daar ook disippels onder jou leiding kom. En dis wat Jesus vir ons almal sê ook, nee, ons het al baie hieroor gepraat. Die groot opdrag. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. So, wat beteken dit om 'n waardige kind van die Here te wees? Dit gaan oor 'n gesindheid. Ek is dan natuurlik alleen waardig, omdat Jesus my waardig gemaak het deur sy kruisoffer. Omdat hy duur betaal het met sy bloed, hy het 'n vloek vir my geword aan die kruis. Dis die eerste punt. En as ek dit werklik glo en besef, nee, dan verander dit my lewe. Dit haal myself van my troon van my lewe af. Dat ek nie gaan van wat is die minste vereistes dat ek hemel toe kan gaan. Nee, dit gaan oor daai 3 doelwitte. Ek wil net heeltyd by die Here wees. Dis my rabbi. As ek werk toe gaan, nee, wil ek hom volg. Ek wil doen wat hy sê ek moet doen. Ek wil net by hom wees. Ek leef nie in kompartemente nie, dis nou kerktyd, dis nou familie, dis nou vriende, dis nou werk nie. Ek vat Jesus in, want ek word soos hy. Ek vat hom in by my werk. Nee, en daar doen ek wat hy doen. Ek wil amper nie sê, jy weet, mens kry die bandjies, wat sou Jesus doen? Nee, dit is eintlik nie heeltemal reg, is dit nie? Sou Jesus of Jesus nie saam met jou is nie. Weet, wat sou hy gedoen het? Nou moet jy dink, wat sou hy gedoen? Nee, hy is maar saam met jou daar by die werk. Wat doen Jesus hier? Nee, ek wil by hom wees. Ek wil besig wees waarmee hy besig is. Ek wil hom verkondig. Ek wil sy volgeling wees. Nou spot die mense my kruis, dis great. Kan my maar spot. Wat ook al. Uitskuif. Nee, ek praat, hoe baie mense het ook agterkom, as hulle lewens omdraai, nee, en sê, die Here, het gaan nie meer oor my nie, nee, hoe verloor jy dan vriende, as dit oor die Here begin gaan? Dan sy vriende, skielik is hulle net nie meer so happy nie. Dan skryf hulle jou vinnig af, nee, soos wat julle ook vertel het vir my in die week. Ja, dit is wat disipelskap is. Ek wil by hom wees. Omdat hy het my so lief. Ek meen, die Here het my nie nodig gehad nie. Nee. Het is nie dat ek 'n smart ou was of 'n goeie vrou of wat ook al nie, nee. Hy het my gekies.
Hy het uitgereik na my toe, gesê, hier is my seun, ek aanvaar jou, as my kind. Ek is lief vir jou. Waar jy gaan, ek is saam met jou, ek sal vir jou sorg. Ons sing op berge en in dale, waar ook al, nee, daar is God. En dan sê die Here, ek wil net by u wees. Nee, dan vlug ek nie omdat ek bang is nie, nee, dan gaan ek wat die Here my stuur. Dan sê ek nie, jy weet, almal wil ons nou net gepad. Maar wat dryf jou? Dan is dit vrees. Nee, ek gaan wat die Here my stuur. En ek wil by hom wees. En ek wil soos hy word. En ek wil sy koninkryk bevorder. Ek wil doen soos wat hy doen. En die Here is besig, daar waar jy gaan, is die Here besig, nee? Nee, hy is saam met jou, hy is besig om daar dinge te doen, hy werk in 'n kollega se hart, luister net bietjie mooi, veral nood, nee? Luister bietjie, dan kan jy sy liefde daar bedien. Die Here is oral, altyd besig, selfs as jy by Spar instap. Is die Here besig ook daar met mense. Sluit by sy werk aan. Wees sy volgeling, hy is jou rabbi. Doen wat hy vir jou wys. Kom ons bid saam. Here, ons sê dankie. Dankie dat U ons waardig gemaak het, Here, om U kinders te kan wees, Here. En dankie vir die Gees wat U gee in ons harte, om ons harte te verander. Dat ons nie meer op die troon van ons lewens sit nie, Here, maar dat U nou die Here van ons lewens is. U is ons rabbi. En ons lewe draai daarom, Here, om by U te wees. Om ook soos U te word. Dat mense na ons lewens kan kyk, nog voordat ons iets gesê het, dat hulle U kan raak sien, Here. Net oor hoe ons met mekaar omgaan, hoe ons met ander mense omgaan. En Here, ook dat U ons wil gebruik, dat U koninkryk kan kom. Dankie, Here, dat ons deur die Gees se krag U hande en voete hier op aarde kan wees. U stem. Ons loof en prys en dankie in Jesus se kosbare naam. Amen. En die Here stuur jou nou ook met sy seun, sodat jy sy disipel kan wees daar in die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.